Hallo my vriend, as jy Psalm 77 lees, dan sien jy Asaf. Kyk, die Bybel is geskrywe deur verskillende mense soos Dawid en ander een is Asaf. Asaf doen 'n heeltemal normale ding, hy bid. In die nag lê op sy bed, dan maal sy gedagtes bietjie en hy rol rond en hy dink goeie, hy sukkel om te slaap en hy bid. En dis die belangrike ding, hy bid en hy dink aan die Here en hy steek sy hande in gebed uit na God, na die Allerhoogste. Hy steek sy hande uit na die Here en rig sy gedagtes, hy praat met God, hy roep tot God, hy stoei met God, kan jy sê. Ok, dit is nou heeltemal nie die eerste mens in die Bybel wat dit doen nie. Maar dan doen Asaf nogal iets wat hun eerste is. Terwyl Asaf so bid en sê hy's versla en letterlik staan daar, sy gees gaan af. Jy weet, going low. Hy voel down, né? Sy gees gaan af, letterlik. Hy voel af. En hy bid en hy stoei. Ek weet nie wat sy persoonlike probleem was nie, maar hy bid en hy raak deprou, hy raak versla, hy raak moedeloos en sy gees gaan af. En dan doen Asaf iets wat die eerste in die Bybel is. Asaf sê vir die Here. Hy sê, Here, U maak my moedeloos. Nou, dit is werklik nogal iets. Om te bid tot die Here, as jy af is daar probleme persoonlike probleme, verskillende aarde, jou situasie, jou konteks so, dit is wat ons moet doen, jy moet bid, jy moet self bid. Gaan na die Here in gebed. Maar om daai tree te gee, om vir die Here te sê, U maak my moedeloos. Om daarom te sê, vir God, U maak my versla. U maak my bekommerd. En dan sê hy in Psalm 77 vers 6, vroeër, as hy nou daaraan dink, was dit nie so nie. Die Here het hom gehelp en bygestaan, maar dinge het nou verander in sy lewe, iets is nie reg nie, iets waaraan hy min kan doen, hy sukkel daarmee, hy begin wonder, die Here maak hom versla. Hy is nou op daai punt in sy lewe. Asaf, en dis nogal 'n ding om te dink, Asaf is in die Bybel opgeneem. Mense kan dink dat, kan 'n mens maar, hoekom moet Asaf nou in die Bybel wees? Hierdie tipe trante, waar hy dink en versla is, en dan vir die Here sê, Here, U maak my moedeloos, versla, my gees voel laag. En dan sê Asaf ook, het die Here hom nou verstoot? Nou wonder hy daai tipe gedagtes, hy gaan nou so af in sy gedagtes, het die Here hom vir altyd verstoot? Het daar dan nou 'n einde gekom aan die Here se goed in genade? Geld sy beloftes van voorheen daar nou nie meer nie? Gaan die Here nie weer optree soos in die ou dae nie? Hy sê, Here, U maak my moedeloos, my grootste smart is, dat U die Allerhoogste nie meer handel soos voorheen nie. Nou, net daar besluit Asaf. Weet om so te dink, om te bid tot die Here, maar jou gedagtes spiraal af, en te begin dink aan God, en God te blameer, en sê, U laat my wakker lê, en U maak my moedeloos, dit help niemand nie, dit gaan niks help nie. En dis hoekom Asaf in die Bybel opgeneem is, hierdie Psalm 77. Asaf kom op die punt in sy gebed, in sy lewe, daar hy besluit, hierdie dinge van fout vind, uitwys, depressie, verwyte, het gaan niemand nêrens bring nie. En daarom neem Asaf die volwasse besluit. Hy kom op die punt, hy besluit, ek gaan nie op hierdie trant aan nie. Ek gaan 'n ander trant inneem. En wat Asaf toe begin doen, is om te tabuleer die dinge wat die Here gedoen het vir hom en sy volk in die verlede. Dis heeltemal 'n ander paar ballgame, soos hulle sê, is heeltemal anders. Asaf kom op die punt, die draaipunt van hy voel laer en laer, en hy stop die bus, en hy sê, nee,
kom ons styg weer, kom ons lig weer, kom ons glo weer, kom ons stabiliseer weer, kom ons vlieg weer, kom ons glo weer die dade van die Here, wat die Here gedoen het in die verlede. En dan doen hy dit. En dan doen hy, hy tabuleer, hy dink aan wat God gedoen het vir hom en die volk in die verlede. God is almagtig, hy die volk gelei en beskerm deur die hande van Moses en Aaron, noem hy by name. God kan mense gebruik in jou en ons lewe, nee, om vir jou regtig by te staan. God kan iemand vir jou, na jou te stuur wat vir jou goed is, wat vir jou kan help. En nou begin Asaf dink aan God en wat hy gedoen het, en die wonderwerke in die verlede, en die uitkomste, en wie die Here na hom gestuur het, en na hulle gestuur het, en dan die tweede punt, naas die hulp van die Here deur mense, en deur die tye, dink Asaf aan die natuur. Asaf dink toe aan water en waters, en hy dink aan donderweer en blitse, die krag van die natuur, die skepingskrag, die geweldige krag in die natuur wat die Here daar geplaas het. Hy sê, u weerligstrale, u waters, hy praat van die Here se natuur, en die hele gedagte van die natuur, wat die Here ook kan gebruik, naas mense soos Aaron in jou lewe, en miskien 'n Moses in jou lewe, is daar ook gedagtes aan die natuur, wat 'n mens regtig kan lig en help, die skoonheid, die wonder, die genesende krag van die natuur, die Here se almagtige werking ook in die natuur. En al hierdie gedagtes, ons noem dit deesdae positiewe denke, maar is meer geloofsdenke, meer die gedagtes aan God se dade in die verlede, aan jou familie, aan die volk, deur mense en deur natuur, wonderlike natuurervarings. Dit bring vir Asaf tot op 'n punt wat hy kan slaap. Heeltemal kan slaap, want dit is wat Psalm 2 tot 4 die woord slaap 'n paar keer gebruik, en ook Psalm 127. As jy by die punt in jou lewe kom en weet die Here het gehelp, deur mense, deur omstandighede, deur die natuur, die Here kan vir jou help op baie maniere, en hy het dit gedoen in die verlede, en so sal die Here vir jou bystaan en help, bo denke, bo medies, bo finans, bo politiek, bo regering. Die Here sal vir jou weer help. Jy kan maar gaan slaap en sluimer en môre wakker word met 'n nuwe lus vir die lewe. Mag dit ook met jou so waar wees. Ek weet nie wat jou persoonlike konteks is nie, maar dink aan die Here. Dink aan wat hy vir jou gedoen het. Dink aan die kragte, die water, die wind, die weerlig, mense in jou lewe. En mag jy dan besluit, mag jy dan lekker slaap en diep slaap en môre opstaan vir 'n lieflike nuwe dag. Amen. So ontvang die seën van die Here. Mag die genade van Jesus, die liefde van die Vader en die Heilige Gees by jou wees. Amen.